But you are the only Bible that many people will ever read, you Christians. Your life is the only Bible that a lot of men and women will ever read, just the way you act and do. Amen. So Christians are supposed to be a living example of what Christ is.
vanavond vir ons. En ons buig ons hoofde, Here, na die stof van die aarde waar U ons vermeer, Here. Ons wil vanavond vir U kom dankie sê, Here, vir die Heilige Gees, wat U beloof het, wat saam met ons sal wees, tot aan die volleinding van die wêreld. En vanavond, Here, weet ons, U is in ons midde, want U was vanoggend hier gewees. En U het beloof, Here, dat U ons nooit sal verlaat nie. Maar ons maak vanavond, Here, op die belofte staat. Zoals ons nou geluister het, Here, naar die gesang, glo net. Dis wat is vanavond wat doen, Here. Wanneer U, Here, die man wat U vanavond gaan gebruik, Here, ons dierbare pastoor, Here. Dank dat U hom vanavond so machtig sal gebruik, Here, dat U sy lippe sal besny. En dat U vanavond, Here, ons ore sal besny. Nie net ons ore, Here, maar ook ons harte. Dat ons vanavond sal uitstap, Here, so die Maas gaan ons vraag. Was ons harte nie in die brand gewees? Toe hy met ons gespreek het nie. Ons dan vanavond, Here, aan die psalmis, die psalm 103, Here, waar hy het om vraag en sê, loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldaden. Hy wat alles op ons gerechtigheid vergewe, en wat jou siel versadig en goeie, en wat jou jeug niet maakt, so diep van jou arend. Dat ons vanavond wil uitroep, Here, en vra, Here, kom vanavond en help ons. Ons wil niet mens sal wees, Here, alhoewel jy sal reeds niet gemaakt, maar nie vir ons 'n boodskap gegee, Here. As ons luister na die opinies in die wêreld, Here, is daar vanavond nie aan ons opinie wat is kan, Here, wat ons vanavond kan gee nie, maar U het U opinie gestuur, en dit is meer as net 'n opinie, U het die gedagtes gestuur, en dit was absoluut gewees. Maar ons vanavond vashou, Here, hier absoluut, wat ons het, Here, as U seuns en dogters. Halleluja, kom vanavond, Here, en rig ons voetstappe, en maak dit seker. Lei ons vanavond, Here, in die naam van Jesus Christus, kom en ontmoet elke dierbare seun van U, Here, elke dierbare dogter van U, Here, in die naam van Jesus Christus. Halleluja, elke pastoor is so goed.
Elke ouderling is gegroet, elke diaken, evangeliste, as daar is. Jy moet wees. Halleluja. En elke dierbare seun en dogter is gegroet. Sien 'n mens met jou woorde so kanaliseer, want ons profeet leer dat elke woord, of hy sê jou gedagtes spreek harder in die hemel as op die aarde. Halleluja. Selfs dit wat jy dink vanaand is word en nou die types wat vanaand rol, of die video opnemers wat vanaand rol, is meer gesofistikeerd as dit wat Brother Joseph vanaand het. Daai video opnemers is meer gesofistikeerd, want daai engel is vanaand hier. Jy kan nie sien met jou blote oog nie, maar ons weet hulle is hier. Alles word opgeneem. Dit wat jy vanaand dink, dit wat jy vanaand sê. Halleluja, dit wat ek vanaand hier gaan sê, word opgeneem en word teen my gehou. Halleluja. En dit wat jy sê, is eintlik vir die wat noem Brother Ben, profeet noem my woord so mooi, sê dit is vir die identifie, is eintlik vir die oprig van die bruid. As ek die bruid vanaand daar hou, gaan ek verantwoordelik gehou word vir dit, want julle is baie spesiaal in die oor van die Here. Dit is kostbaar. Wat God vir ons meer voor die grondlegging van die wêreld, die het God geroep. Halleluja, is dit vanaand nie dat jy is geroepen? Die wat hy geroep het, die het hy verheerlik. Halleluja, is dit vanaand in verheerlikte posisie? Is dit so belangrijk van die woord, dit is meer as die ambassadeur op die heilige woord. Jy is dit vanaand in Kakerdag, maar jy is dit vanaand in hemelse plekke. As jy uitstap nie, halleluja! Dis wonderlik die waar is, om te weet wie jy is. Ek moet vir my iets mooi genoem, en dit neergeskrywe. As een pastoor Swarts, saam met sy broer, as een pastoor vanmorgen iets mooi genoem. Hy het genoem, hoe sal jy weet, wat is jou eindbestemming, as jy nie weet waar vandaan jy kom nie. Halleluja! How would you know what is your destination, if you don't know where you come from? So is it Job tell me, where were you? When the sons of God shouted for joy, when the morning stars sang together, Job tell me. Here voor Job die vraag, Job sê vir my, waar vandaan kom jy? Sê Job dat hy moet besef, hey, maar ek was daar, voor die wereld ooit bestaan het. So waar was jy? Dit was in God se gedagtes, voor die wereld ooit ontstaan het. Dis waar jy was, want jy was die Swarts. Hy het ons weer herinnering van wie ons is, en waar vandaan ons kom. Dis nie wat is, hy is mooi genoeg, en dit is voor net van haar ander wat hy gepraat het, die duisternis in Egypt, en dan die licht in Gosse. Dis nie, ons Eskom vandag, wat hy doen vandag, hy geef ons load shedding. So die eerste load shedding, wat ooit ontstaan het, was in Egypt. Halleluja, die licht alleen was in Gosse. Maar dat was load shedding. Ek weet nie hoe lang nie, maar ek weet ook, daar was een tyd geweest, toen die Seun van God gestraf het, die kruis van Golgotha. Weet nie dat, die Bybel praat van, die son het gewei om sy aangezicht te gee. Dat was een load shedding, van 3 ure. Halleluja! Load shedding, maar dat dan die son, nou nie sy maker so sien aan nie. Dat is een mooie aarde nie. Die aarde, letterlijk, wat jy gaat, probeer hem sê, een serie instorten. Halleluja! Rond sy letterlijk vlieg. Die skipping wacht met die oude verlange op die manifestatie van ons. En ons moet die tyd nou. Halleluja, ek glo ons op die tyd. Waarom sê ek vir julle vir my broer, brother, ons moet vir julle dankbaar wees vir 'n boodskap. Halleluja. Waar sou ons vanaand gewees het, as God nie 'n boodskap gestuur het, as ek nie is nie. Ek die Here my getuienis vertel van die saaier, van die saad, van die goeie saad. Hy vertel en van verder van die disciples, Here, hoekom praat jy dan deur gelykenisse met die volk? Here praat sê, aan julle is dit gegee om die verborgenhede van die koninkryk van God te ken. Hy sê, aan julle is dit gegee
As 'n gedeelte waar die Here homself rejoice het. Die Bybel sê dan verheug. Vader, ek loof U omdat U hierdie dinge verberg en verwys is en verstandig is. Waar U openbaar en hulp en verleer en weet vir ons. Die man is die vanaand besef wie jy is en wat jy weet. En nou, enige iemand kan 'n Koran optel en lees. Halleluja. Maar niemand kan 'n Bybel opvat en net sê wat se besig om te gebeur. Sê, ek kan vanaand
die nooi om saam met te lees. Openbaring 10:7. Revelation 10:7. Daar is het met ons samen. Groot en gedigte God, schepper van hemel en aarde, hoe onuitspreeklik is die weer. Dankie Here, dat U bonatuurlik beweeg. Dankie Here, dat U aan ons gedink het. Dankie vir wat U vir ons gedoen het. Het is vanavond hier, Here, om eer aan U te gee, lof en aanbidding aan U te gee. Ons waardeer U, Vader. Terwyl ons ons bijeengekom het ons een doel voor oog, is om die naam te verheerlijk en te getuig dat U leef tot in alle eeuwigheid. Voort verder verheerlijk. Nou dat ons die woord voor ons oop het, ons gaan daaruit lees, Vader. Geleerd door ons profeet, enige man in sy sterkte, kan die bladzijde van die Bijbel blaai. Maar as ons U wil begryp, moet ons die skrywer raadpleeg. Wil U dan so vanavond neerdaal, heilige woord in ons voorhoud. Is my bede die Here die jou sal sien, vanaf die spreker tot die woorde. Mag ons bede die uitgaan, Vader, as wat ons hier ingekom het. Terwyl ons beweeg, mag ons dat getuig, was ons harte nie branden. Wil U met ons gesprek het. Sien alles wat op dusver gedoen en gesê was. Ons bid het in Jesus naam en my danksie. Amen. Ek het my Engelse Bijbel hier voor my, waar ons my gaan Engels lees, maar wees verseker, ek sal Afrikaans praat. Prys die naam van die Here. Revelation 10, verse 7, the Bible says, but in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he had declared to his servants, the prophets. Yes. Here na die lezing van die woord in ons sit en aan die luister. Spreek met ons in Jesus naam. Amen. Die mag sy vir my Heilige Gees. Laat my toe met die groete nie. Van feilbare naam van ons Heer en Meester ons Heer Jesus Christus. En glo U stem saam met my as ek kan sê, dis 'n voorreg om in die huis van die Here te wees. Prys die Here naam. Ons gaan die Here prys. Sommige say in His presence there is fullness of joy. Hallelujah. Praise the Lord. Ons die waar is ons by 'n junction waar die mense hierdie Easter naweek celebrate op verskillende maniere. Ons dank die Here vir wat die Here vir ons gedoen het in hierdie dag. Prys die wonderlike naam, want dit wat die Here ons gedoen het, Amen, het ons gemaakt dat ons hier naartoe kom. As dit nie was vir wat die Here gedoen het nie, was ons nie vanaan hier nie. Maar in die klomp jare terug met George, was ek hier achter Tolleman gespeel. Easter naweek. Maar nadat die Here in my lewe gekom het, halleluja, het my visie verander. As my halleluja, glory to God. Amen. Nou volg ek nie meer fabels nie, maar ek volg die waarheid. En net die waarheid kan vry. Ek sal nie naam begon nie, prys die naam van die Here, ek sal net aansluit, amen, by wat ons pastoor vanoggend vir ons voorgehou het. Amen, ek het werklik waar die diens geniet. Amen, die man van God, die Here het om dynamisch gebruik. Amen, om tot ons te spreek. Prys die wonderlike naam. Halleluja, so ek net aansluit daar by die broer. Amen, so dat ons kan huis toe gaan met die selfde gedagte. Wil die Heer vir jy kans gegee dat die waar is klaar kyk wat inkom vir ons spreek.
as in die eie bes wil dat jy net vir my kyk. Die mense wat my ken, hulle sal nie sê ek raak van my. Moenie nooit kyk nie, moenie gedagtes dwaal nie, alles ons net vir u diens. Glory to God. Hallelujah. Praise sy wonderlijke naam. We begin weer een quotatie te lees en we probeer om sê in die boodskap Absolute page 12 paragraph 83. Probeer om sê no man has the right to climb into the pulpit to preach the gospel unless himself has treaded on those sacred sands where no agnostic or unbelief can ever explain away the supernatural of God. Jesus would not let his disciples preach. No matter how well they know him, they must go to the city of Jerusalem. There wait till they was endued with power from high. They must have that experience. Praise be to God. They must have that experience. The prophet says, regardless how deep they know him, how much they know him, how well they know him, they must experience the supernatural. Praise be to God. And then alone, they can, amen, stand behind the pulpit and preach the word of God. Moses, knowing that he was a prophet, knew he had been raised up for this purpose, but without that personal contact, that absolute something that proved to him that when he went down there, he was going to have deliverance for these people. He was never saved. He went down there because he had the absolute. He did just exactly what God told him to do. There was no fear in his heart when he threw down the stick and they turned to serpent. And the kind of personalities come up with their type of ministry and throw down the same thing. Moses had done just exactly what God told him to do. There is nothing for him to do but stand still and see the glory of God. Then we find out that God taken his serpents and eat up the rest of them. That's the way it's done. He was positive that God could tell him to do this, could take care of him in the bad situation. Those of the God say no man can stand behind the pulpit unless he has treaded those sacred sands. En deur die jare met is, amen, was ons, amen, mislei deur mense wat nog nooit die bo-natuurlike gesien het. Halleluja. In die kerkwerk was ons, amen, gelei deur mense wat nie God geken het in die krag van God stand nie.
Sino? Kom iemand van die kiewon die pad dit voor hy moet koop. Hy is Halleluja. Amen. Hy het pastoor was volgens geleer en aansluit by dit. Hy het al die wêreld weet mense is dat Jesus was gekruisig. Al die wêreld weet hy was gespied, bespot en geslag. Halleluja. Al die wêreld weet is dat hy Romeinse soldate, hy weet hulle was vreemd. Al die wêreld weet is, luister, hulle het hom geboei geneem, hulle het hom geslaan, hulle het hom gemartel. Dis al wat die wêreld weet. Halleluja. Ja, reg genoeg. Die wêreld gaan so ver om nog te preek. Dit was die verlossingsplan. Dis waar. Dit was die verlossingsplan. Glory be to God. Laat ons vanmorgen gehoor in die verlossingsplan was daar geboord. Halleluja. Jesus help ons. Halleluja. Nou luister, niemand kan geboorte gee as hy nie verwagting is. Halleluja. Nobody can give birth unless you pregnant. Halleluja. And you cannot be pregnant unless you receive seed. Amen. Glory be to God. Hy mens so hierdie Jesus terwyl hy daar stap. Hier luister, Golgotha toe. Stap hy daar, nat van die bloed, om 'n prys te betaal vir dit wat hy onthou hy was vals beskuldig. Jesus was vals beskuldig. Terwyl hy daar stap, was hy onskuldig. Maar hy het sy mond oopgemaak. Hy het niks gepraat. Hy stap daar, maar hy het net gestap. Soos hy loop, toe tel hy jou steekers sien op. Hy sit het op hom. Hy tel hom op. Hy sit het op hom. Hy vat jou kanker. Hy sit het op hom. Hy vat alles wat jy moet voorkom. Hy sit het op hom. Soos hy stap, hy die dinge deurmaak. Luister, 'n swanger vrou, sy enkel spel mos geword. Dat symptome, dat tekens, die enkels is geswel, die rug is daar, duiseligheid is daar, bloeddruk is nie normaal. Hy, alles wat ons sien, soos hy daar stap, kon hy net swangerskap. Die symptome was swangerskap, symptome. Oh, glory. En die Romeinse soldaten, halleluja, hulle was teen hom, maar Satan was teen sy bevrugting. Glory. Die soldaten was teen hom, maar Satan was teen dit wat binne hom is. He wanted to stop the birth. Satan wanted to stop the birth. Therefore, daarom het hy hom gemartel. Daarom het hy hom geslaan. Daarom het hy hom gepynig. He wanted a miscarriage. He wanted the child to die before birth. But now he bear the cross. He walked. Glory be to God. Hallelujah. And there he hang. There he hang. Crucified. Hy hang daar. Hy laat toe. Jesus, jou begon te preek. Wat doen 'n mama wat swanger is? Jy laat die swangerskap toe om met jou te maak net wat hy swangerskap wil. Jy beklei nie. Jy wil nie as jy naas, as jy
wacht even. Halleluja. En daar gaan we nog. Praise Jesus. Daar gaan we nog. En hij hangt daar tussen hemel en aarde. Glory. Hang ik daar. Amen. En toen gebeurde het. Come on. So what was geleerd about the C-section. Halleluja. En als ons hier komt, pastoor, als ons gezegd hebben, dan is dat medische dokters. En in de gemeente in Port Elizabeth in de George. Ik weet toen niet, bij broer David de Pree, ik weet niet zijn klomp studenten van die zin. En dan moet ik Engels spreken. Ik preek over de prodigal son. Maar toen weet ik niet wat is prodigal is. En I was preaching about the lost son. Ik zei, hij dokter, gelukkig ben ik. En dan zei ik, neem de braad mee. Neem de braad. Praise is wonderful. Glory. En wat hij zei van ons aan, hij is zelf een soldaat. Om een spies in zijn zin te drukken. Halleluja. Pas voor weer als volgend. It was a C-section. Now, let's quickly, amen, ask, amen, the intelligence. Amen, about the C-section. Praise is wonderful. You'll be surprised when a man of God speaks certain words. You'll be surprised what God actually meant. Hallelujah. Hallelujah. Ik zeg voor George, daar wil ik uit op zetten. Ik zeg, kijk wel van de micro aan. Ik wil die dienst genieten, hij laat me liever scholen gaan. Maar toen ik schreef, en ik wil koeken, en ik wil de profiel opzoeken. Want dat wat me niet was. Een soort van rechtslaarde. Wat was er? En dan moet iemand, wordt mij tegen de achter zeggen. A C-section. Amen. A cesarean section is a surgical procedure. Listen, very careful. They say it's a surgical procedure whereby a baby is delivered through an incision in the mother's abdomen and uterus. Listen to this. It's typically performed when the virginal birth is deemed unsafe. Come on. Come on. Now let me explain it in my mother's tongue. A C-section. Wat moet hij doen met zo'n Afrikaans woord? Kom dan van die leden. Een keizersnee. Een keizersnee wordt gedoen, zegt die medici, wanneer die normale geboorte, die papa of die mama zijn leven in gevaar. Toen Adam van, toen brengt Adam die normale geboortekanaal in repetition. And there was danger in the mother's womb. There was danger to the normal birth children. Therefore, God Almighty had to condition. En wanneer condition, elke man uit de vrouw geboren, is God vandaan en zang van ons. Halleluja, dat C-section gebeurt niet. Come on. Krijg als een gevaar. Satan wanted this bride to be born like Cain. Satan, his plan was this bride must be born like Cain. Dat was Satan. Hij wil geen bruid. Ons praat met Israël niet. Don't lose it. Want het was bij Easter. Maar onze Easter. Niet traditionele Easter. Onze Easter. Die titel was, wat een Easter voor Joden. Wat een Easter, Jonas. Dat is wat Easter, Jonas. That's this session. And they have what's only. Mensen
Hierdie bevalling is 'n 50-50. Dat is die familie bekommerd. Die kerk word laat weet. Pastoor moet kom saam. Daar word gebid. Want die kanse van lewe is 50-50. Of die mama, of die kind. Nou sê jy vir my, hoe kies ons? Hoe kies ons? Daar is nie een mens gewoonlik wat ek besluit maak sonder twyfel as die ma. Hy is dat my kind lewe. Is dat die ma altyd? Man is nie daar. Waar sê jy met die klomp, ek wil nie hoor nie. Nou, hallo, so 15 minuten nog. Nou, wanneer toe die C-section op Golgotha gebeur, toe gee Jehovah geboorte aan 'n brein van die kanker mag hê, van die hoofdpijn mag hê, van voor die geboorte heb hy andere dinge samen opgeleeuw naar die kruis en het was van na. He gave birth to a pure church, to a holy church, to a spotless church, to a young church, hallelujah, to a predestinated church. Praise His wonderful name. Now, remember what the pastor taught us? Na die geboorte, die pastor het ons geleer, dit stop nie daar. Die kind moet groot word. Now, for that child to grow to maturity, and remember, this is not just an ordinary child. Van vra by die dokters, wat 'n tipe kind is 'n C-section kind. Jy behandel nie soos die kind wat normaal gebore het. Daar is sensitieve goed. Sy jare is nie soos die ander kinders nie. En on top of it, the diet, die dieet van my kind is nie soos die ander kinders nie. So when this church was born, she comes with the diet plan. She comes with a certain diet, spiritual food in due season. Hierdie kerk kan nie dogma gevoel word. Sy choke dood. Hierdie bevalling, hierdie kerk wat gebore was, sy verdedigingssysteem kan nie meer drink nie. Hy het vasvleis, bebloede vleis. Hy het net aan die vader sy spoorkamer. Glory to God. Sy het die enige ding nie. Halleluja. Sy kom met haar dieetplan. Mense sê altyd, so 'n kind is expensive. Sê jy, die kind is expensive. Die kind mag nie enige goed eet nie. Wat leer die pastoor ons? Dad, we are ambassadors. Ons het 'n ambassade in Satan se midde. Wanneer jy in die moeilikheid beland in 'n ander land, jou lewe is net gewaarborg deur die ambassade. Jy het jou prokureur nodig in die buiteland, want dit gaan nie meer die advokaat gaan nie meer. Jy moet om by die ambassade te kom, want die ambassadeur gaan spreek namens jou.
op die Saterdag. As jy Shoprite gaan, was voor die Shoprite, is daar kos vir die bejaardes in die Shalom. Daar's kos vir tieners en daar's kos vir babas. Onder dieselfde dak, tussen dieselfde rakke, onder dieselfde manager. Maar dis vir jou snaaks. As jy gaan sien, die ouderling loop met 'n trolley voor buurt en jy vraag Oudie, wie se kos is nie? En Oudie sê, broeder, dis my kos. Dan weet jy, dat is 'n probleem by Oudie. Hoe kan Oudie purity eet? Jy kan nie hier bly, purity food nie. Van aan die ete, as sy stop, sy moet net te eet, wat woord geskrywe was. In dieselfde Bybel is daar kos vir haar. In dieselfde dak, in dieselfde gebou, is daar voedsel. Wanneer moet jy dit kry? When she reach maturity. Nou, ek wil net aan julle moet gou insien. Ek wil net aan julle moet gou insink. En God se woord is daar kos wat sy net kan kry. When she reach maturity. When you give it to her before time, Sure. jy kry 'n intelligente meidie. Jy kan kyk hoe slapeloos en hoe rusteloos as 'n klein baba en jy dan kos is gevoel wat sy suster nog nie kan vat. Hy dink van die een suster tot die ander suster. Hy dink van die broer tot die hy's rusteloos. Wanneer jy op plantasie, wat sê sy naam is in die landsboek van die lewe. Dat sy kos, wat is gevoel. She must reach maturity before you can dish that type of food. Hallelujah. Amen. Now when the church reached maturity, glory be to God, die dinge word sy begin vertel. Die kinders ouderdom word, pastoor, dat is die ding met die groot mense aan nader. En dit wat eens vir hulle verborgen was, word nou blootgelegd. Want hulle is nog groot genoeg. Jy kan nie vir Pietertjie nou al sê, moet daar die Honda, die rij op dit, as hy in die jonge. Maar toen as jy morgen wakker word, dat is hy man by die caravanpark. Jy moet dienst toe gaan. As jy langs die Honda, jy het te vroeg gesê. Jy het te vroeg die kos opgeskiet. Maar God weet, wanneer hy vir sy breed 'n sekere voedsel moet gee. Luister hier. Ons reportasie van Moses, wat geweet het, hy was nie meer. Hy het geweet, hy moes die volk uitlei. Maar toe hy dit te vroeg doen, moordenaar. Dat het nie sy roeping verander nie. Dat het nie moordenaar op sy roeping kom.
Hey. Daai man het die einde gevat. Daai man het pijn gevat. Daai man op sy knie gesit met die stropbosse to scrub away the bloodstain, to make it invisible, to make it untraceable. Hier kom forensic bedoels. En hulle sê forensic use a certain light. Forensics use ultraviolet. Met die bloed te hoog. As ons jou kyk, met die bloed van die lam, het die jou gewas. Met die bloed van die lam, het die jou gewas. Then comes that pillar of fire, that ultralight, and it shines on you, and the bloodstone becomes possible. Dat moet God uitsluitend, dat kan van van my vandaan. Paulus, die christene vervolg. Toen was het Satan. Wat kan Paulus probeer oortuig? Golgotha was hy met jou nie. Then on the road of Damascus, King David, that light came. Op die pad van Damascus, toe kom die lig. Wat doen ons nou? Wat doen ons nou? Now we start dishing the food for the mature. Ons is weg van die purity. Ons is weg van die dood. Ons skep nou kos wat Pentecost nie kan verdien. That light came on the road of Damascus, and he saw the scape of Paulus, en hy lig ver op hom neer. Een ding van die lig. As jy klein, die lig het op jou geskep. En jy is nog aan die arrogant. Dank maar weer wat. Die lig. Wat moes hy doen? Brother George, Paulus ride on a beast. Hy lay op 'n pad. It speaks of power. There was no man as powerful as Paul. Die hele koninkryk het agter Paulus gestaan in sy verkeer. Niemand kon hom skryf. He was on a beast. That time, power and strength. But that light was taken from his power. Die bekwame geworden is een pastoorjaar voor ons. Hoe dat zij moet van een beetje af. Zij zou moeten van een beetje af. God was het kikkie. Out from his house. En toen hij daar leeg, toen moet hij voor die nacht vragen. Ik heb krachten ontmoedigd. Ik ken krachten nog. Nog ik ken autoriteit, maar wie is het? Geen kracht. Hij kon mij van mijn berg afnemen. Zo wie aan zijn. Weet je wat zij me nog vroeg? I am the Easter seed. Hallelujah. I am that which amen was dead and never came. Hallelujah. Jezus vrienden, ik heb jou in mijn naam geroepen. Toen je nog niet was, omdat je ongevallen was. Ik heb jou gekend. Ik heb jouw naam gegraveerd en die pakken van mijn hand. En dat zegt niemand, kan jou weggaan. En het lijkt zo. En zelfs Paulus moest herkennen. Nee. I am redeemed. Praise be to God. Hallelujah. Paulus moest zeggen, nee man, dat is verlof die moet van je naam. Praise that light
daar doorgemaakt. Ons zien dat jij moet maken. Ons zien jij mij. Hij gaat niet die geluid. Convicted en content. Brother, pak met die macht. Doe dat. Ons vrij. Toen raak hij ontslagen van zijn schoenen. Van die schoenen wat hij gehad heeft. En hij dat ook een schoenen van gerechtigheid. Schoenen van momenten. Maar de schoenen van verdienen. Halleluja. Heaven. Glory be to God. And he was sent back by that light. En toen hij terug had. Toen zijn vlees moest. Nou is het verhoording hier. Ik is gesanction. Ja. I have confirmation. I have professor. And he went back. And he went and faced Pharaoh. Glory to his wonderful name. Hallelujah. And when he got there, he went straight. Hallelujah to the throne. What are you doing here? I'm here to get my people. Say what? I'm here to get my people. Waar gaan we worden barbecue naar purity eet? Kan claims maken. Heb je gezien hoe kerk vandaag wordt de barbecue opgenomen? Hij kan heilen met zijn tongetje. Beven. Daar is een manier hoe je kan omkomen. Bijvoorbeeld, hij was zijn maas en je Daniel bezig. Hulle wijs hier op een TikTok waar die man of foto van die maas op zijn kop plak. Daar hou je die bottel zo. Nou zie je die maas in de gezicht en die bottel in de mond, dan denk hij zo'n borstel. It's easy. Dat is makkelijk om iemand om te kopen wat nog niet vast is. Oh Lord, amen. Sensitive. When you see them leading this message, it means it's time, amen, to stay on vaste spaces skip. En hulle tuintjies het nog nie ontwikkel. En terwille van oorlewing moet hulle loop. Ek het een keer 'n hond gehad met George. As hy hek toe, die hond grol en blaf. Lyk die gaan die mense en die ander honde verskeer. As jy hek op, is hy nie verby die kom hek. That's what they are. Meer 'n blaf dan 'n byt. Die voedsel wat tand, we are living in the shadows of the rapture. Hallelujah. And they haven't developed. Die pastoor is oggend geleer. Hulle het agtergebly. Now listen to this. Listen to this. When the Bible speaks, as die Bijbel praat van die 10 maagden, dan praat die Bijbel van olie. En die Bijbel is duidelijk, al 10 het olie gehad. Maar net 5 het extra
die lampe altyd as die verskoning. Toe die oproep kom, toe skryf altyd wakker in donker. En toe begin skadere, waar is die lampe? Altyd! En hulle kry hulle lampe. Kan jy sien wat sê? Ons het allemaal saamgekom. Hoor jy sê dat is een profeet. Ja, in the place of the voice. Ja, altyd van ons. Ons het saamgekom. He is here now. He is in the Holy Spirit. Under his control. He is Malachi 4. He is Revelation 10:7. Allemaal saam. Altyd van ons. Lekker genoeg. Maar soos die nacht aangaan. Het die olie. Broer, jy kan nie sê jy raak hier ook siek iemand. Jy raak ook siek. Soos hulle. Jy raak ook moe. Soos hulle. Jy raak ook kwaad. Olie raak ook. Hier die nacht. Maar as jy ook kom. Die bruidegom is hier. Staan op. Maak gedeeld. Gaan op de grond. Loos ons in anders. Loos ons in anders. Loos ons in netjes. Dat is gewoon brandbaar. Dat is gewoon brandbaar. Ons strijkt allemaal van ons aan. Jo, je is net zo lelijk. Nou was daar 5 wat zo maakt. Dat is 5 wat binnen bij die zaken waren. Wat zijn er voor problemen in the 10 vision? Go in. I will meet you there. Only 5 who go in and can be extra oil. Fill up the lamps, light it up, and learn for the bridegroom to receive. And when the other 5, nou kijk ik meer deel als Gods liefde. Lekker Pinkster leren. Meer deel als Gods liefde. Brother, dat is een surrender. It's homecoming time. This is the everything. This man for himself. Hallelujah. Ja, elke man moet zijn eigen zaligheid. Nou maar niet weg. Met veel zijn jongen. Die zien binnen elkaar. Zij staan op in val. You see how you swim. You love how you down. Maar het kan net zo zwaar. Zoals jij. Maar vertel dit is. Ik zoek net zoals jij. Maar we zijn dit. Dat is niet aan het klimmen. Showtime. Sal ik aan die man die? Showtime. Als je net zo terug kan kijken, zal je zien, hier is die bruidegom. Showtime of the Lord. Laat hem bij land voormaken. En om het te maken. Nog 1 minuut. Nog 1 minuut. Oh, glory. So now we are in the light. Ons het die lamp aan die brand gekry. Ons is in die lig. Halleluja. Hier kom hy. Ons weet nou. Ons weet nou die lig het geskyn en bevestig die bloed wat gestort was op Golgotha. It atones. Daar is nie genoeg duivels in die hel om dit verkeerd te bewys. Die bloed wat gestort was op Golgotha het my sonde weggewas. Glory to Jesus. Hallelujah. Amen. So now, glory, we go to Revelation chapter 1. Hallelujah. John on the Isle of Patmos. So I was in the Spirit on the Lord saying, what are we doing? Ons skep nou kos vir mature mense. Halleluja. Ons is nou weg, halleluja, van hierdie elke dag se bekering en hierdie vingeretes. Ons is nou weg van die vingeretes af. As jy agterkom, die apteek van die kos nie, dan moet jy weet, leer kyk, hoe speel jy.
Pastoor, wat het ons die mense geleer in Mashat? Die huurkontrak. Jy is op 'n kontrak. Jy weet nie wat eindig dit nie. En hy periode waar jy seker maak jy groei so. Dat wegrapingstyd dat jy die regte gewig. John was in the Spirit of the Lord saying, listen to this. And he heard behind him a voice. Verse 12 said, and I turned to see the voice. Can you see a voice? That's what I said. This is not kindergarten. This is Sunday story. John touched the blind. John turned to see the voice. Hallelujah. Listen to John. John says, and be done. Dat weilige breiers. Slecht. Hy kan nie sien voordat, maar nadat hy gebrei het, toe sien hy. 7 golden candlesticks. Glory. Let's quickly fast forward to verse 10 because this is our conclusion. In verse 10, John said, now brother and sister, kom hier in Revelation 10 en hy sê vir ons, in the days of the voice. Pastoor, kry ons die significance. Die Bijbel sê in this down and he told them precious words proceeded from his mouth. Do we get the significance of a voice? Listen to this. Brother, say amen. Amen. Say amen. Amen. Say amen. Amen. Say amen. 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 1, 2, 3, 4, 5 voices, and it doesn't sound the same. Identification, identificatie, as in die gezicht, as in die fingerprints. God hide it for the wise and the prudent. He hide the identification in a voice. But if you see the person, that's the guy who was good on. Who come and kill system. But you can ask my God, and kill system. There's identification in the voice. Therefore the Bible says, in the days of the voice of the similar. Now listen to this. It is not his voice, it is just a voice. George White, just did you change just for a noise? Marcus reason, it's just a noise. But his voice identified. That is why John the blind turned to see the voice. He didn't want to hear it. He only wanted what he wanted to confirm. He wanted to see whether that which he heard is the truth. And he turned it on to see the voice. Now, Glory to Jesus. one of the beautiful things he said, and out of his mouth comes a sword. And I want to conclude with a quote. Hallelujah. Oh, this goes for your good, mates. Hallelujah. As jy wat tussen die mense staan, dat jy mooi verstaan. Samson was deur God gemaak
om Filistyne dood te maak. Maar dit is Samson gemaak om te breek met sy lokke nie. Die doel was, hy moet Filistyne dood maak. Dit was die doel. As jy voel, met jou kerkhart, jy wil Filistyne lewe, kan jy seker wees, hulle kom vir jou. En wat maak jy? Hulle met jou op. Waar lig jou krag? As jy volk van gebed, dan kom hulle vir jou gebed. As jy prediker, dan kom hulle vir jou bediening. Ja, as jy prediker is, dan kom Satan vir jou vrou. Wat is jou bediening? Jy kan hulle lewe, jy gaan duur betaal. Wat doen Samson? Die Bijbel sê met George, terwyl hy gaan vry, stoute mannetjie. Kry hy een leeuw in die pad. En hy sê, ek is in love, man. Brother, when you're in love, lions can't stop you. If you're in love, you're in love. Bloody kilometers stop you. Jy ry ver, want jy is verlief op die Here. Hy kyk die leeuw, hy dink die leeuwtjie, hy is nog net een kat by my. Bijbel sê, hy vang aan die bek, en hy steel sy bek, pak hom dood. Verder stap hy voort. Ja, span ons op omdraai, en die leeuw het my rak gekinder. Hulle het my rak geskinder. Kom op, kind, get the mic. Samson gaat aan. Wat is verlief? Hy wil raken. Wat sê hy homself? Sy raken wil met die jaar. Ek doe my vrou so my dag. I will show my dag. My day is gone. Wat het dier gemaakt? Daar gaat hy. Halleluja. Gewond en geklap. Lekker gekeier. Gepreek. Skat hy so happy. Daar gaan hy van jou gemaakt. Toe hy terugkom. Kijk hier hier. Binnen die karkas van die leeuw. En hy eet van dit. En hy het jubilee. Hy eet van sy strijd. Hy eet van sy challenge. Hy eet van sy siekte. Hy eet van sy armoede. Hy eet van sy verkoopkoning. En hy ontmoet weer veel aan sy tegenstanders. Hy sê weer, ek ga so in die Bijbel. Ek ga sê vandag is van my kind. Maar ga jy dit sê? Ek kan jy nou stap maak. Ek kan jy nou nie bring. Maar ek is so lekker gekeier. Ek wil nie vandag. Kom ek in jy reis. Let me kill you with that thing. En hy sê vandag, ek gee die reis. En hulle stap weer. Gaan nie so soet met die eter, whatever. En die sê die man. En daar is een belofte. Krijg jy die antwoord. Gee ek jy 12 keer. Krijg jy die antwoord die skuld jy mee. En hy mens het geweet. Ons gaan nie die mens geweet. Ons skuld hem nie maak in ons dood. Wat is jy as ons skuld? En hy moes een plan beraam om die antwoord te kry. Dit was vir die langste 7 dagen. It was the longest 7 generations. To get to maturity. Bible says on the 7th day,
besluit dat Job om ons gaan sy vrou. Hey. The mystery of God is locked up in his bride. The mystery of Adam was locked up in Eve. Satan could not have the kingdom as long as the bride was a mystery. Hallelujah. But after he gave birth, the oppressor, the enemy, got way to the mystery of God. Don't call me that for Paul. But say, Satan, I'm going to accept my throne. Dan gaan my troon boer. Die Here sit, ek wil, soos die allerheiligste wees. Om dit te doen, you need to get the mystery. In order for him to get there, hy moet God ken. En alle aspekte, hy moet God wees. Om daar te kom. Enigste manier daar naartoe is deze vrou. Right, hier kom het. Hulle was geïnspireerd deur Serpent, wat in Eden gebeur het. Hulle is kinders van Serpent. Dit wat in Eden gedoen het, kom voel hulle uit by Samson se vrou. Sy het Jamie vir ons iets. Die antwoord van die reis. Ons maak toe dood en jou familie. En so Eva gedoen het. Die Bijbel sê, she turned around and she gave to Adam. She gave to Adam. Toe kom Samson se vrou na Samson. Het jy nie lief? En jy gee my nie eens die antwoord van die reis. En die sekere deels van my ouers gesê nie, ek is jou man. Ek is jou pa. Ek is jou vrou. Kan jy nog ken? Ek is jou vrou. Die Bijbel sê, en omdat sê, by ons gebest, dat jylle 7 dagen lang, hoe kan jy dit nie meer doen? En jy reveal to her, the mystery. And here the enemy come. And she gave the mystery to the enemy. And here the enemy come. Hoe kom jy van dit na Samson? Ja, ons het antwoord nou. Wat is soeter as jy? En wat is sterker as jy? Man van God staan so terug. Hy sê, as jy nie met my os geploeg het, sou julle nooit die antwoord geweet het. Now revelation is twofold. If you want to know the mystery of God, plow with the ox of the Lord. William Branham is the ox of the Lord. If you want to know the heart of God, if you want to understand the mystery of God, you go to plow with the ox of the Lord. Now listen. Julle help ons. Die verborgenheid van God is in sy kerkman. Is in die man. Listen to this. God bless you. Hallelujah. The seventh seal. In Sabina, Kenya, setting up there that morning, I had my hands up. The wind had blown my old black head down. When I was standing there with my hands up praying, Yes. I said, Lord, what does this mean? I can't understand it, Lord. What am I to do? If it's my going home time, let me go up there. It's where I'll never, it's where they'll never find me.
and they will find me. Hide me away somewhere. If I'm going to go away, why? Let me go. Maybe Joseph will find my Bible laying there someday and let him use it. See, if I'm going away, let me go, Lord. And I had my hands up, and all at once, something hit my hand. I don't know. I can't say. Did I go to sleep? I don't know. Or did I go into a trance? I don't know. Was it a vision? I can't tell you. Only thing I can say is what I just thinking like an angel was. And it struck my head. And I looked. And it was a sword. And it had pearl hands. Real pretty. And had a guard over it with gold. And the blade looked like something like a cloth, like silver. Only it was real shiny. And it was so feather-edged, sharp. Oh my! And I thought, isn't that the prettiest thing? Just fit my head. I thought, that's awful pretty. But I said, hey, listen to this. I'm always afraid of them things. I saw. I thought, what would I do with it? Remember how Brother Branham never wanted this ministry. Hy het hoeveel keer selfmoord probeer pleeg, want hy wou nie die bediening hê. Hy was vreesbevange vir die teenwoordigheid. Hy probeer weghol. He didn't want it. But in Sabine Canyon, he lifted up his head one prayer. He said, and a sword fell into his hand. And we know the sword is the word. And I thought, what will I do with it? And just then, a vision shook down through there that rocked the rocks. Said, it's the sword of the king. And then I come out of it. The word, the sword of the king. Now, if it said a sword of a king, but it said the sword of the king. And there is only one, the king. And that's God. And he has one sword. That's his word. What I love by that so help me God, standing over his holy desk here, with this holy word, laying here, is the word, amen. Oh, what a day we live in. What a great thing. See, the mystery and secret, the third one. Brother God say, they don't use them no more. Wat sê die profeet? Hulle gebruik nie meer die woorde. It's spiritual dances. It's speaking in tongues. It's all kind of things, but not the word. Where are we coming, Bro George? That sword, which that sword wat Johannes gesien het, wat het sy mond het gekom het, dat sword het getreffer vir jare en jare. Daar was nie 'n sterk hand, maar hy swart kon vang die woord van God. Daar was nie 'n hand om te hanteer nie. Dit het gegaan en gegaan vir alle 7 kerke. Tot die dag. En dit sword, die swart het die hand gekry. Machtig genoeg om het te vang. George was in the middle. He said, it's not the strength or the sharpness of the sword that made us only, but it's that firm hand
Dit ken jy nou nie so. Hoe lang jy as ons so kyk? Pinkster loop met dieselfde Bybel. Ja. PPK dieselfde Bybel. Ja. Volle evangelie dieselfde Bybel. Ja. Nou hoekom kry jy nie wat jy kry nie? It's the head. It's the head. Not strong enough to handle the soul. But when this very soul vast in jou hand val, dan maak jy die siel oop. Dan kan jy die verborgenheid van God. Dan sê jy vir die bring, wat dink die Here van haar? Dan weet jy vir haar, so spreek die Here. En dit gebeur. Wat beteken Easter vir jou? Ons sit aan 'n tafel. Maar groot mense weet. Dis wat Easter vir my is. Die kos wat opgeskep was, is nie vingerete nie. Die kos wat nie meer gemors word nie. Ja, nee. Ons eet rustig. Ons eet kalm. Halleluja. Wat is voedsaam? Een skikkie, dan voel jy, oh, jy van mense man. Luister, kos vanmiddag hier weg. Na die diens, toe voel ons een bietjie swak. Soos hier van die oggend af. Die diens het gedrek bietjie. Ons fellowship kaste. Maar as er ietsie wat kort kom, ek sê my maak voel so op die middag. Maar na dit geskep was, naast geneem, toe is daar 'n ander gevoel. Ja, nou as natuurlike kos, 'n natuurlike liggaam, anders te laat voel. Wat moet geestelike kos vir 'n geestelike man doen? Jy kan die anders doen, as wat jy eerlijke doen. Jy kan die anders doen, om gezond te word, nadat jy met die syne. As hy drinkbaar is, dan mag jy vir hy kop om weg te gaan. Jy sê ook self, nog 'n paar minute, die grandpas, jy wacht vir hy pijn om te sien. Hoe kan die grandpas so vertrouwen? En die geestelike kos, nadat hy is, as jy uitstap, dan sê jy vir bloeddruk, ek weet nie wat krijg jy nie. Bloeddruk, ek weet nie wat krijg jy nie. En ek wil net een dosis ontvang. Suiker, ek weet nie wat krijg jy nie. Dan sê jy op jou knieën, stil kind, daar in die huis, ek weet nie wat krijg jy nie. Ek het so pas een dosis ontvang. Prijs die naam van die Here. Jy sê vir hy huweliksprobleem. Huweliksprobleem. Ek weet nie wat krijg jy nie. Maar ek het jou net van die dokter afgekom. En die dokter het gesê, all is well. Can you give God a praise? Kan we die Here nog so praise? Vader, ons is helemaal en blij dat U met ons gesprek het. Ons vertrouw dit wat verder nog gesê moet word aan U toe. Vat ons veilig na ons slaapplekke toe. Laat ons nie vergis. Maak ons morgen wakker. Bring ons die onderverwachting vir nog 'n porsie van die onfeilbaarheid. Sien die wees wat die môre sal gebruik op 'n besondere wyse. Mag ons beweeg van hoogte tot hoogte, sodat die eer kan ontvang. Ons bid dit in Jesus naam en by ons naam. Praise die Here. Lekker kos. Amen. Dit is die lekkerste kos wat 'n mens kan eet. Dit is die Bybelse kos. Amen. Jy weet terwyl Broer Andrew ook so praat, my ma het gesterwe.
Nou, Rico Swarts het die, pastoor Rico Swarts het die begrafenis gedoen. Nou die woord is so hoog. Nou kom my auntie is nou voor die evangelie, die kerkstijgers het is. En nou vraag sy die diens. Ek sê vir haar, Nana, ek sê, ons noem haar Nana. Ek sê, Nana, hoe kan ek die diens doen, wat ek daar moes? Ek vat en weer afbring. Ek sê, sorry, Nana kan nie die diens kry. Ek het hulle nie diens gegeen. Because why? It's too high. Hallelujah! As trouwig mens, prijs die Heer. Ek kan dit nie doen. Ek het gesnyd, prijs die Heer. My leef ook gesnyd. Dat is nie op my manier, brand. It's too high. Ek kan nie kost eet wat ek eet. En jy sal nooit verstaan wat ek eet. Maar ek rejoice in die voedsel wat ek eet. Jy sal nie net eet, prijs die Heer. En niks verstaan. Prijs die Heer. So dierbare is, kom ons gee die Heer nog 'n prys. So dankie vir die Heer. Prys die Heer, ons gaan op ons voete staan. Prys die Heer, ons gaan 'n lied sing. Kom ons sit daar. Ons kan 'n lied sing, suster. Dan kan ons die Heer, dan kan ons die werk van die Heer toe maak. Vader, U staan vas agter U eie woord.
nou verstaan en brein, Here, wat die woord is en wat sy met die woord moet doen, Hemelse Vader, Here. Vader, ons dank U vanaand, Here, vir die diens, Here, vir die manier hoe met ons gespreek het, Here. Ons dank U vir vanoggend se diens, Here. Ons dank U vir vanaand se diens, Here. Here, U weet presies wat ons nodig het, Here. U weet presies, Hemelse Vader, hoe om te spreek in ons omstandighede, Here. Hoe om te praat met ons behoeftes, Here. Hoe om ons op te lig, Here. En op te tel, Hemelse Vader. Here, hoe om tussen beide te tree, Vader, Here. En hoe om, Hemelse Vader, die omstandighede wat vir ons onmoontlik lig, Here. Wat vir ons donker lig, Here. Hoe om dit vir ons, Hemelse Vader, moontlik te maak, Here. Here, U is die man in ons midde. Here, wat die lig aanskakel, Here. Ons kan vanaand sê, Here, dat die lig is aangeskakel en ons wandel in die lig, Hemelse Vader. Ons weet nie, Hemelse Vader, waarvan ons kom, Here, en waar ons op pad is, Here. Hemelse Vader, daar is nog dienste wat voor lê. Ek wil bid en vra, Here, maak die Heilige Gees, Hemelse Vader, die verwagting aankoeien in die harte van die kinders, Here. Dat ons sal opkom onder verwagting, Here. Nie opkom omdat het Easter naweek is, Here, maar opkom, Hemelse Vader, om iets van U te ontvang, Here. Dat daar die verwagting wat U in ons harte plaas, Here, deur die Heilige Gees ontmoet word in elke diens, Hemelse Vader. Ons vra dit in die naam van die Here Jesus Christus. Gaan om met ons, Hemelse Vader, en mag U teenwoordigheid van U nie van ons skei nie. Ons vra dit in Jesus